Welkom by hoofstuk 2 van Ontdek 401. In hierdie hoofstuk kyk ons na die taak en die verantwoordelikheid van 'n mentor. Paulus sê in 2 Korintiërs 13 vers 11: "Verder broers, wees bly, streef na die geestelike volwassenheid." A.W. Tozer het gesê: "Only a disciple can make a disciple." So kom ons vra die vraag: wat is 'n mentor? Hierdie vers wat ek nou gaan lees is eintlik baie belangrik, veral vir hierdie studie, maar ek en jy moet dit hoor, want dit mag wees dat jy al lank 'n kind van die Here is en nog nie hierdie woorde gehoor het nie. In Hebreërs 5 vers 12 skryf die Hebreërskrywer, hy sê: "Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig." Hoor net die beginsel hier. Die Hebreërskrywer sê: "Julle moes al lankal op 'n punt gewees het wat julle ander moet leer, maar hier moet ek van vooraf alles weer vir julle leer." Jesus het nie net die disippels geroep om hom te volg en 'n disipel van hom te wees nie. Jesus het sy disippels geroep en gestuur om disippels te maak. Wat sê ek hiermee? Dis tyd dat ek en jy moet opstaan en groot word. Dis tyd dat ek en jy moet opstaan en ons eie bed moet opmaak. Dis tyd dat ek en jy moet opstaan en sê: "Hoorie, daar's 'n verantwoordelikheid wat geneem moet word en die verantwoordelikheid is my en joune en ons moet nou verantwoordelikheid aanvaar." Soos die Hebreërskrywer sê: "Hoorie, dit was nou lank genoeg dat ons geleer moet word. Ons kan nie meer op 'n plek wees wat iemand ons elke Sondag met 'n lepeltjie purity voer nie. Ek en jy moet nou opstaan en sê: dis my en jou beurt. Ons moet 'n verantwoordelikheid aanvaar vir die geestelike groei van die mense om ons. Ek en jy kan nie meer kinders wees in die geloof nie. Ek en jy moet volwassenes wees en onsself op 'n plek sit dat die Here my en jou kan gebruik as disipelmakers, as mentors vir die volgende generasie."